아멘. That the Lord has made.
raise a banner. We proclaim, Lord, that you are King. Yes. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. Yes. I'll raise a hallelujah in the heaven is a melody. Jesus. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of a storm. Yes. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. Yes. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of a mystery. Yes. I'll raise a hallelujah. Come on. Fear you lost your hold on me. Yes. I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let's raise it. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the enemy. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Oh, heaven comes to fight for me. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Yes, I do. So raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Come on, let's raise a hallelujah. We'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. So raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. We praise your name, Jesus. We praise your name. We raise a banner, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. Praise the name of Jesus. We worship you. We praise your name, Jesus. We praise your name, Lord. For you alone are worthy. You deserve the praise, Jesus. To you, God, who praise to Jesus. You are the first. You are the last. No one is greater than you. No name is higher. You never fail. Always prevail. We put our trust in you, God of the breakthrough. You make a way where there seems to
to you. We sing to you, Jesus. We sing to you. Who counts the stars? Call them by name. The God of all creation, the King of heaven. Behold, He comes. God
forever we will sing. We sing to you, Lord. Hallelujah. We sing to you, Jesus. Oh Lord. We stand in awe of you. Oh, there is no one beside you. There's no one above you, Jesus. My God, my Savior, my rock, my salvation, my fortress. It's what you are. It's what you are. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. 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 I stand in awe of what you've done, Lord, and what you're going to do. Lord, you amaze me. You amaze me. Yes, I stand. Oh, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Let's give God the praise He deserves, the praise you deserve, the praise you deserve. We praise you. We praise your holy name. We praise your holy name. We praise you. We praise your holy name. Jesus, mighty God. We praise the name of Jesus, the name above all other names, the mighty name of Jesus. Oh, we praise you, we praise you.
praise your name, Jesus. You are the only. Thank you, Jesus. Ja, Vader, we stand in awe of you. U is so heilig, so ontzaglik heilig. Ons weet nie waar hy vandaan kom of hoe hy bestaan het nie. Maar ons weet, hy is die lewende, heilige, alomteenwoordige, hulpvaardige, liefdevolle, genadige God. Ons kan net in awe stand of you. Dankie vir die seën. Dankie dat hy ons lief het. Elke mens. Amen. Ek kom maar sit. Ons nou so lekker gesing. Dit laat my dink aan die grappie wat ek gehoor het. Hierdie gemeente het 'n praise and worship diens gehou. En hierdie een vrou was so begeesterd. Toe sy uitstap, te plak sy 'n plakker, 'n sticker op haar kar wat sê: "Hoed as jy Jesus liefhet." En sy kom by die rooi lig en sy buig af om iets uit haar handsak te haal. Intussen slaan die lig groen en jy hou agter haar hoed. En sy is hier by die venster uit. Ek is ook lief vir Jesus, ek is ook lief. En almal begin hoed. En die een ou skreeu sommer die Here se naam. En sy dink almal is lief vir Jesus. En toe sy voor haar kyk, toe sy die enigste een wat oor die groen lig kom. So begeesterd was sy. Ek wil vanoggend met u praat oor die tema, die najaag na geluk. Jy weet wanneer 'n baba gebore word, het hy net twee emosies. Hy skrik en as hy honger is, huil hy. Hoekom huil hy? Want hy's ongelukkig. En reg deur die lewe jaag ons almal na geluk. Ek jaag na geluk. U jaag na geluk. Jou buurman jaag na geluk. Die rykste man op aarde jaag na geluk. Maar weet jy, partykeer gaan dit gepaard met 'n teleurstelling, met frustrasie en soms is daar verwoestende gevolge. En wat ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, die najaag na geluk kan lei na hartseer. Of dit kan jou vat na 'n bestemming van hartseer. Toe ons jonger was, het ons daarvan gehou om te gaan kamp. En toe ons een keer kamp, jy weet mos as jy kamp, dan praat jy met almal, jy braai lekker vleisie, mense wat verbyloop. En ons bure by die kamp was baie oulike mense. Maar een nag word ek wakker en hulle stry verskriklik. En wat my tot vandag toe bybly, terwyl hulle so stry, die volgende oomblik, toe sê die vrou: "Ek is nie gelukkig nie. Ek verdien om gelukkig te wees. Ek wil uit." Wat se seer woorde. En sy is nie die eerste een wat so voel nie, sy is ook nie die laaste een nie. Almal van ons kom op 'n punt waar ons ongelukkig is en waar ons wil uit. Ons het hulle nooit weer gesien nie, so ek weet nie of hulle het op die ou einde geskei is nie. Maar die probleem is, die prys na ons soeke na geluk kan dikwels uitloop op hartseer. Ek en u dink, om gelukkig te wees werk so. Ons moet op 'n trein klim, die trein na geluk. Ek noem daai trein die meertrein. Want ons sê, en ek self het dit al gedoen, as ek net meer geld kan hê, gaan ek gelukkig wees. As ek net meer tyd by die werk kan afkry, gaan ek gelukkig wees. As ek net meer sport kan beoefen,
gaan ek gelukkig wees. Erkenning kry by ander mense sal ek gelukkig wees. Heeltyd wil ons net meer en meer hê. Maar wat so fascinerend is, God het een individu in die Bybel vir ons gesit, waarna ons kan kyk, wat die toppunt van die najag na geluk gehad het. Hy het op hierdie meertrein geklim, en hierdie trein het baie trokke gehad. Ek dink jy sal saam met my stem, dit is Salomo. Kom ons kyk na hierdie trein van hom. Eerstens, as ek en u geluk najag, wil ons plesier hê. En plesier is verskillend vir elkeen van ons. Meer plesier in musiek. Hierdie ou het die beste musikante gehad wat daagliks vir hom musiek gemaak het. In ons tyd is dit soos Neil Diamond wat kom sing op jou verjaarsdag. Of Richard Clayderman speel in die agtergrond terwyl jy eet. Wat van meer humor? Hierdie ou het baie grapmakers gehad. Mense wat hom moet laat lag. Dis soos om Mr. Bean heeldag by jou te hê. Wat van meer plesier in alkohol? Hy het hierdie goed aan tap gehad. Meer plesier in dinge wat jy bereik, kontrakte ensovoort. Hierdie ou het die huis van God gebou, hy het in beheer gestaan daarvan. Sy eie huis het 13 jaar geneem om gebou te word. En daar was 150,000 mense wat daaraan gebou het. Palace of the Lost City het vir Saul Kaiser 2 jaar gevat met 5,000 mense. As jy die gap van tegnologie wegvat, dan kan jy dink dis min of meer dieselfde as Salomo hierdie tegnologie kon gehad het. So jou huis is die Palace van die Lost City. Wat van plesier met vrouens? Hierdie ou het nie net 700 vrouens gehad nie. Hy het ook 300 byvrouens gehad. As die een nie by hom wil kuier nie, dan was daar nog 999 ander. Dink bietjie daaraan as hy een aand met Rebecca kuier en gesels oor 'n koppie tee. Dan sien hy haar eers weer oor 3 jaar, as hy elke aand. Dis langer as 'n selfoonkontrak. Jy kan dit nie indink nie. Maar so baie vrouens het hierdie ou gehad. Wat van meer wysheid? Hy was die wysste man op aarde. Die woord sê wanneer hierdie ou gepraat het almal geluister. Meer mag. Wat hy gesê het gebeur. Die laaste een, die meertrein van rykdom. Hierdie ou was verskriklik ryk. Hy het 25 ton goud vir 9 jaarliks gekry vir 39 jaar lank. Hulle sê Bill Gates is 100 biljoen dollar sterk. Ek wil dit liewer nie in rand omsit nie, want dan gaan ek soos Jacob Zuma klink. Biljoen dollar sterk. Salomo sou vandag 2,2 triljoen dollar, 12 nulle bygehad het in ons tyd. Selfs die koningin van Skeba het vir hom 5 ton goud saamgebring. Hierdie ou dink ons moes verseker gelukkig gewees het. Dis insane wat hy alles gehad het. En tog, as ons lees, en dan lees ons in Prediker 2 vers 10, wat sê hy? Hy sê, everything I wanted, I took. I never said no to myself. Hoe gelukkig kan een mens nie wees nie. Maar as jy net verder kyk, dan maak hy vorentoe kyk, nog 'n aanmerking. In Prediker 1 vers 2 sê hy hierdie woorde:
nadat hy aan die einde van sy lewe gekom het. Alles is te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs. Dit is alles te vergeef. Die 53 vertaling sê dit is 'n gejaag na wind. Nadat hy al hierdie goed ontdek het, kom hy tot daai slotsom. So wat hy sê, alles is teleurstellend. Alles wat ek bereik het, is niks werd. Dis useless. Dis die teenoorgestelde van geluk. Waar los dit vir my en vir u? Ek dink geluk is die byproduk as jy iets anders nastrewe. Met ander woorde, as jy 'n Verimark produk koop, 'n stofsuier, dan adverteer hulle, as jy hom nou koop, kry jy dit en dit en dit gratis. Hierdie kop en daai kop. So ek dink, as jy na iets anders strewe, gaan geluk gratis ingegooi word. Petrus sê in 1 Petrus 3, vers 10 tot 12, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, en nou is ek ene ore, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat, sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad en doen wat goed is. Die Here sorg vir die opregtes. Hy luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Hierdie is presies dieselfde woorde van koning Dawid in Psalm 34. En toe ek dit lees, toe sien ek, maar dieselfde dinge wat in die Ou Testament staan, kom net so voor in die Nuwe Testament. Ek wil hierdie vers so opsom, en dis hoe ek dit sien. Jaag heiligheid na. Jaag wysheid na, dan sal geluk ingegooi word, vir altyd. Kom ons zoom 'n bietjie in op heiligheid. Wat is heiligheid? Heiligheid is niks anders as goedheid op steroids nie. Dit beteken nie, want as jy hierdie ding lees, klink dit asof ek en u kan werk vir ons genade. Dit beteken nie dat God se genade deur goeie werke verdien kan word nie. Nee, God se genade is 'n geskenk aan jou. Dit is wat bygegooi word wanneer jy heiligheid soek. Die goeie nuus van Jesus is waarvoor ons lewe. Dit is waarvoor hy gekom het. En God sê, ek vat 'n baadjie. Dis asof ek 'n baadjie vat en jou omvou wanneer jy soek na heiligheid. En Paulus sê iets baie kragtigs in Efesiërs 4 vers 1. Hy sê, walk worthy of the calling with which you are called. En dan sê hy in Filippense 1:27, walk fit, walk worthy, integrates the physical with the spiritual through prayer, walking. As ons kyk na die woord worthy, wat in al twee hierdie verse gebruik word, die oorspronklike Grieks, Exios, beteken, laat ons die balans reg kry. Laat ons die skaal in balans kry. En in Engels beteken dit waarde. Kom ons gaan terug na daai baadjie toe, wat God om ons sit. Jy verdien dit nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Maar God sit dit om jou as jy heiligheid najaag. Verseker moet hierdie baadjie jou lewe beïnvloed. Dis soos 'n ma wat vir haar seun wat in 'n trou saam voor moet staan 'n nuwe baadjie koop en sy sê vir hom, hierdie baadjie is baie duur. Jy kan nie met jou sakgeld vir hierdie baadjie betaal nie. Jy moet hierdie baadjie oppas.
Bly uit die bome uit. Moenie op die gras gaan rol nie. Moenie jou neus aan die moue afvee nie. Jy gaan die baadjie dra, wat die baadjie, jy moet hom so dra dat hy die baadjie se waarde reflekteer. God sê, ek wil my kleed van heiligheid om jou sit, en jy moet hom so dra, op 'n manier, dat jy my reflekteer. So as jy jou ouers met disrespek behandel, dan klim jy in die bome met hierdie baadjie. As jy vloek en leentaal vertel, dan rol jy op die gras rond met hierdie baadjie. As jy goed op die rekenaar kyk, wat jy nie moet kyk nie, dan vee jou neus af aan hierdie baadjie. Paulus sê, kom ons kry die balans reg tussen die waarde van hierdie baadjie wat God om jou vou en die lewe wat jy leef. Met ander woorde, jou lewe moet die waarde van hierdie baadjie ewenaar. As ons Filippense 1 vers 27 in 'n ander vertaling kyk, ek het nie dit opgesit nie. Hy sê, conducting yourselves in a manner worthy. Jy moet worthy wees om hierdie baadjie te dra. Ons moet 'n lewe wat so trots is op Christus Jesus en die kruis, dat ons 'n lewe lei wat Jesus deur ons reflekteer. Jy moet daarna streef met alles in jou. Luister dan na die belofte wat God vir jou gee. Matteus 6:34. Soek eers die koninkryk van God. Soek, jaag dit na. Al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit is die belofte wat God gee. Wil jy gelukkig wees? Wat jaag jy na? Jaag jy heiligheid na? En wat van wysheid? Jaag jy wysheid na? In Spreuke gebruik God die metafoor van 'n vrou om wysheid vir ons te laat verstaan. Spreuke 1:20-28. Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor op die stadspleine. Sy roep bo die rumoer uit. By die ingange van die stadspoorte sê sy wat sy te sê het. Julle onkundiges, hoe lank gaan julle nog vashou aan julle onkunde? Gaan die groot praters hulle pratery geniet en die swape 'n afkeer hê van kennis? As julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp. Ek het geroep, julle wou nie luister nie. Ek het my hand uitgesteek, julle het dit nie gegryp nie. Julle het my raad alles in die wind geslaan. Julle wou julle nie laat regwys nie. Daarom sal ek lag as die ongeluk julle tref. Ek sal met julle spot wanneer die angs julle oorval, wanneer daar nood en kwelling oor julle kom. Die angs sal soos 'n storm oor julle kom. Die ongeluk sal julle tref soos 'n orkaan. Dan sal julle my roep. Ek sal nie antwoord nie. Julle sal my soek en julle sal my nie kry nie. Wat sê God? As jy my nie najaag nie, kan ek jou nie help nie. Jy beperk my. Jaag my na. As ek hierdie gedeelte lees, besef ek hoe belangrik dit is om heiligheid en wysheid na te jaag. Spreuke 8:34 sê, dit sal goed gaan met die mens wat na my luister, die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drempel staan en wag. Let wel, die najaag is na wysheid en die resultaat is geluk. Dit sal goed gaan met daardie mens. Jaag wysheid na. Doen wat jy kan om dit te bekom.
Dink daaroor, wat is die wyse ding om te doen? Stop. Wat sou die Here wil hê moet ek doen? Vra raad. Soek hulp. Maar dink voor jy doen. Maar ons sê, ek het alweer my voet daarin gesit. Wat het ek gedink? Hoekom het ek nie iemand se advies gevra voor ek hierdie motor gekoop het nie? Ek was weer onhandig met my brein. Jaag heiligheid na en wysheid sal gratis vir jou ingegooi word. Jaag geluk na en dit kan lei na 'n plek van hartseer. Jy sien, wanneer jy streef na heiligheid en wanneer jy streef na wysheid, die man, heiligheid sal maak dat jy jou vrou soos 'n dogter van God hanteer. Wysheid sal maak dat jy met haar kommunikeer, met haar connect. Heiligheid gaan jou help om die mense wat jou seer gemaak het te vergewe. Wysheid gaan jou help om tyd met daardie mense te spandeer. As ouers gaan heiligheid jou help om 'n lewe so te lei wat jou kind wil volg. Wysheid gaan jou help om hom te dissiplineer op die regte tyd, op die regte plek. Heiligheid sal maak dat jy nie geld begeer nie. Wysheid gaan maak dat dit wat jy het, dat jy dit goed spandeer. Salomo sê, hy het alles probeer om geluk te vind. Op die einde van die dag het hy dit nie gevind nie. Op sy sterwensbed het hy die volgende gesê, Prediker 12 vers 13. Here is my final conclusion. Fear God and obey his commandments. Jaag heiligheid na en wysheid en jy sal gelukkig wees, want geluk gaan bygevoeg word, gratis. Jare later het Jesus gesê, jy bekom nie die wêreld deur dit bymekaar te maak nie. Jy bekom die wêreld deur jou lewe af te lê. Die tragedie is, Salomo het met wysheid begin, want hy het dit van God gevra. Maar ergens langs die pad het hy dit verloor. En dan kom hy op die einde, dan sê hy in Spreuke 12:13, die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Lewe 'n lewe wat daardie baadjie van God reflekteer. Jaag wysheid na, jaag heiligheid na en God sal jou geluk laat vind. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan nie net vra, help ons op die pad na heiligmaking toe. Ons lewe in 'n sondige wêreld, maar U het hierdie wêreld reeds oorwin. Dankie dat ons by U voete kan sit en dat ons weet, U gaan ons help om heiligheid en wysheid na te jaag. Ons eer U met alles in ons. Amen. Dankie pastoor Johan. Toe hy begin praat oor geluk najag, toe dink ek aan daai liedjie van Stevie Wonder. Ken julle hom? Don't worry, be happy. Ja, wees gelukkig. Maar ware geluk is, soos hy sê, net by die Here te verkry. Ek wil net 'n paar dinge sê. Die seniors kom by mekaar Dinsdag. Ons het weer ons bid hier 9:00 en dan 10:00 is dit die seniors. En dan het julle gesien van die manneontbyt. Julle wat nog julle name vir my gegee het nie. Pastoor Mark Hodges gaan saam met ons wees. En dan gaan 'n heerlike ontbyt ook wees Saterdagoggend 8:30 vir 8:30. So ek nooi elkeen van julle
spesiaal daarna toe. Ons is aan die einde van ons diens. Ek gaan net vir Annette O'Neill wil net graag iets sê oor die ete oor 2 weke. Ja. Goed, daarna gaan ons sing en dan is die diens klaar. Baie dankie. Verlede week het Ronel met julle almal gepraat oor ons laaste kry en ry. Ek en Christa het kaartjies nog hier beskikbaar as julle wil hê. Julle kan bestellings ingee. Ons gaan sluit die 20ste, so geen bestellings na die 20ste nie. En is regtig moeite werd vir R50. Rys en aardappels en sommer 3 vleise en 3 groentes en nog 'n pudding ook. So ondersteun ons asseblief, dis ons laaste kry en ry vir die jaar. Dankie. Baie dankie. Dankie dat u hier was. Mag die Here u seën. Mag dit 'n wonderlike week wees. En volgende week kom ons ook weer hier by mekaar. Dan het ek die voorreg om weer vir julle die woord te bring. Baie dankie. Die Here seën julle elkeen. En kyk na die ou langs jou en sê vir hom, wees gelukkig in Christus. Want ware geluk is in hom te kry. Amen. Kom ons sing saam. Gaan in die vrede van die Here.